Hi vriende, ek groet julle in die grootste naam daar is, Yeshua Messia, ons verlosser, ons Here, ons koning van alle konings. Vriende, ek glo en vertrou met almal van julle gaan het geseënd. En hoe geseënd is ons nie, om weer iets uit Vader se woord uit te kan leer nie. Vriende, ek lees graag vir ons Genesis 4 vers 6, ja, heel voor in die Bybel. Toe sê die Here vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. Sien vriende, die Here sê vir Kain hier in Genesis dat die sonde, die bose, vir hom lê en wag. God waarsku hom al reeds, maar ons weet, soos wat ons al lees is, daardie sonde, hy wil die oorhand oor jou kry. Maar ons moet dit bemeester. Net soos wat die Here vir Kain ook gesê het. Ons sien toe Kain en Abel albei vir die Here gaan offer het. Ek dink ons is almal wel bekend met daardie verhaal. Sien het God Abel se offer wat in die regte gesindheid gegee is, aanvaar. God het egter vir Kain en sy offer verwerp. Jy sien vriende, jou aanvaarding by God lê mos nie in jou goeie werke of jou eie verdienstes en of jy hierdie mense gehelp het of daardie mense gehelp het of hierdie mense ken of daardie mense ken of huisvriende is met jou pastoor en so meer nie. Nee, Jesus is die enigste offer wat jou aanvaarding, aanneemlikheid en waarde in God se oë laat kry. Jy sien, aanvaar dus vir Jesus in jou lewe, want net die bloed van Jesus Christus maak jou by God aanvaarbaar. Niks anders wat jy doen nie. Onthou, die Here Jesus het ook gesê, hy is die weg en die waarheid. En niemand gaan na die Vader toe, behalwe deur hom nie. Julle sien vriende, weens Kain se afguns op sy broer het God nie sy offer aanvaar nie. Hy het geoffer sonder om hom aan God te onderwerp en oor te gee. Julle sien, daar is egter geen ander naam onder die hemel waardeur ons gered kan word nie, behalwe die naam van Jesus Christus, die Seun van God. Hy dan sy lewe vir ons afgelê sodat ons kan lewe. Jy sien, elkeen van ons doen sonde deur 'n wilsbesluit. Jy sien, die duiwel het nie die mag om my teen my wil te laat sondig nie. Ons lees Jakobus 1 vers 5 sê, as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehou en sonder verwyte. Sien vriende, God gee vir ons hierdie wysheid deur die Heilige Gees om daardie aanvalle en daardie leuns van die vyand te hoor, te sien. En ja, ons kan daardie wysheid wat ons van God bid, wat God sê hy sal vir ons elkeen gee, ons kan dit gebruik om ons te hou teen die sonde wat daar buite so rondloop en wag vir ons. Ons kan daardie vyand ontbloot nog voordat hy sy naels in ons in wil druk en ons van hierdie pad af wil gooi nie. Sien vriende, ons moet net die goeie herder volg. Hy is mos ons herder. Hy is mos ons Jesus. Hy het mos alles alreeds vir ons betaal. Ons lees in Psalm 23 vers 6. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Vriende, hier sê die psalmdigter ook vir ons dat God se liefde en goedheid ons hele lewe lank by ons sal bly. Ons hele lewe lank. Nie net 'n rukkie van ons lewe nie, nie net 'n tydperk nie. Nee, ons hele lewe lank. Dink daaroor. Wat verwag jy moet jou oorkom? Wat verdien jy om in die lewe te hê? Party mense sal miskien sê ellende, bekommernis, 'n gebrek, 'n tekort, pyn, swaar kry. Maar julle sien vriende, dit laat my dink aan 'n kort verhaaltjie. Welgestelde mense met 'n kleintjie van 2 jaar oud laat bou 'n baie groot huis. Die hele huis is uitgelê met die mooiste, duurste wit matte. Die grond rondom die huis is nog nie met gras beplant nie. Toe is daar 'n reën by en dit is net modder waar jy kyk.
Nou ja, die seentjie speel buite met die hondjie, toe sy pa en sy ma hom roep om vir hom sy kamer te wys wat uiteindelik klaar is. Ja, min om verder te sê, we sien, hy en daai hondjie kom by die voordeur ingehardloop, af in die gang, en die gevolg is modderspore oor al daardie nuwe diermatte. Jy sien vriende, net soos die nuus wat ook maar vol ellendes en treur en hartseer is. Al wat ons daar hoor in die nuus is, hierdie persoon is gekaap, iemand se huis is beroof, daardie bekende persoon het sy werk verloor, die geldmark daal. Jy sien, so kan ons ook aangaan en aangaan en aangaan. En ons verwag nie dat al hierdie modder van neerslagtigheid en depressiwiteit, angs en benoudheid, as ook vrees en moedeloosheid, ons sal volg en vuil spore sal laat. Maar dit gebeur. En wat doen ons dan? Sien vriende, ons moet dan net ons voete gaan afspoel in die water van God se woord. Laat hy ons op die regte paaie lei. Laat toe dat sy woord en nie net die modderspore van al die negatiewe dinge nie jou agtervolg. Los dan die negatiewe dinge. As dit jou so negatief maak en so hartseer maak, hou op om daarna te luister, hou op om nuus te kyk, hou op om daai program aan te sit. Jy sien, ek dink ook soms is dit ons eie te doen van wat ons lees, wat ons kyk en hoe ons die soapies kyk op TV en dan dink ons dit is wat in die regte lewe ook gebeur en ja, en ons probeer ons lewe sit in daardie soapie, maar ons almal weet dit werk nie. Dit werk nie so nie. TV is TV en lewe is lewe. Vriende, nou wat doen ons? Wat doen ons? Ek dink ons kyk heeltemal ander programme. Ons lees eerder meer Vader se woord as wat ons die huisgenoot lees. Ons kyk eerder op bouende programme. Ja, en ons spandeer meer tyd met God, ons spandeer meer tyd in die waarheid. En ek is seker, dit is mos nou hoe ons siele kos gee. Ons gee ons siele kos met die waarheid van God se woord, wat die vyand nie van ons af kan wegvat nie. Dan is ek seker, sal net goedheid en liefde by ons bly. En soos wat ons daardie goedheid en liefde in ons harte het, kan ons dit gaan uitdeel aan ander. Maar weet julle, as ons dit nie by ons het nie, as ons dit nie in ons harte het nie, gaan ons dit nêrens kan aflaai nie. Maar as ons dit dra, kan ons dit ons gee. Is dit nie wat ons moet doen nie? En dan so ook vir die Here siele wen vir sy koninkryk. Weet julle vriende, ons moet net ons oë op ons herder hou. Hy is 'n goeie herder. Hy het vir ons reeds alles vir ons gedoen. Al wat ons moet doen, is om hom te volg. Ons oë doelgerig op hom te hou. En weet julle, die lewe sal 'n fees wees. Ons sal vriendeliker wees. Ons sal vrede hê. Ja, ons weet ons in die woord sal ook die vrede wat die Here ons gee, is nie die vrede van hierdie wêreld nie. Dis 'n ander vrede. Dis 'n vrede wat ons nie kan beskryf nie, maar dis enigste plek waar jy daardie vrede kry is in Jesus, in die Heilige Gees, wat dit aan ons opwarm en warm maak. Ja, vriende, om dan so ook die vrug van die Gees in ons lewens en in ons harte te laat wortel skiet en te laat vrug dra. En daardeur net ons almagtige Vader sê dankie. Dankie Here, dat U so goed is vir ons. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie weer eens vir hierdie woord wat U vir ons gee. Here, dankie dat ons dit weer kon gelees het. Dankie dat ons kan verstaan. Vader, dankie vir die beloftes wat U vir ons gee. Here, help ons as ons val of die vyand klop aan ons deur of wag vir ons buite kan die deur. Here, help ons om dan ons wapenrusting weer aan te trek en styf aan te trek, Vader, sodat ons daardie geveg ook sal oorwin. En Vader, dat ons in U vrede en U vreugde sal lewe en so ook U lig helder sal laat skyn in hierdie donker wêreld. Vader, ons loof en ons prys en ons dankie in Jesus Christus se wonderlike naam.
Amen. Vriende, my naam is pastoor Chris Boysen van Port Elizabeth, deel van die JCR-MTS familie. As jy enigstens nog gebed of berading of enigstens iets nodig het, skakel my gerus op 083 232 2442. En vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.